Goeiemôre. Ons lees vanoggend saam met 2 Timoteus 3 vanaf vers 16 tot 17 en ons tema is God se asem. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie dat U goed is vir ons, dat U omgee vir ons. Dankie vir U genade. Baie dankie Here dat ons vanoggend die woord kan oopmaak en daarin kan lees. 'n Brief wat Paulus geskryf het aan 'n jong Timoteus. Ek bid vir hulle wat siek is, hulle wat swaar kry. En ek wil dankie sê vir hulle wat verjaar. Ek bid ook vir hulle wat deur moeilike tye gaan, wat so baie aan die dood afgestaan het. Ons wil vra Here om te genees. Dit bid ek in die naam van Jesus alleen. Amen. 2 Timoteus 3 vanaf vers 16 tot 17. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer. Dit is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort bekwam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Ek lees dit ook. Wat is 'n teken van lewe? 'n Teken van lewe is asem. Nou gaan jy dalk ook diep asemhaal soos ek. Ja, ons weet dat wanneer 'n baba gebore word, wag almal vir daardie eerste asemteug, waar die longe oopgemaak word, want dis die teken van lewe. Asem wat die liggaam vul en die hart laat klop. En ons weet sonder asem is daar geen lewe nie. En so begin die Bybel ook. Genesis 2 vers 7. Toe blaas God asem in die mens se neus. En die mens het 'n lewende wese geword. Daardie asem was nie met suurstof nie. Dit was God se eie lewe, dit was God se teenwoordigheid. En nou sê Paulus aan Timoteus, die hele skrif is deur God geasem. Dis amper dieselfde beeld. God blaas asem. God blaas lewe. Nie in stof nie, maar in woord. En daarom is die Bybel nie 'n dooie boek nie. Dit is 'n lewende asem van God. Nou, Timoteus, jong prediker in Efese, in 'n stad vol valse leermeesters en morele verwarring. En waarskynlik skryf Paulus hierdie brief kort voor sy dood uit die tronk uit. En dan, as ons vers 1 tot 9 lees, dan sien ons, hy waarsku mense. Mense gaan hulle van die waarheid af wegdraai. Hulle ore gaan oopgemaak word vir wat hulle wil hoor. En teen hierdie agtergrond sê Paulus, Timoteus, bly by wat jy geleer het en waarvan jy oortuig is. Vers 14 tot 15 sê hy, jy ken van kleins af die heilige geskrifte en die geskrifte waarvan hy hier praat is natuurlik die Ou Testament. Onthou toe Paulus hierdie brief aan Timoteus geskryf het, hy nie 'n idee gehad dat die Gees mense gaan lei dat hierdie brief in 'n Bybel in te sit nie. En dat hierdie brief bewaar sou gebly het nie.
En dan volg vers 16 wat sê, die hele skrif is deur God geasem. In 'n wêreld wat vol geraas is, in 'n verwarde wêreld, sê Paulus, hou vas aan God se asem. Nou, hierdie woord wat Paulus hier gebruik, Theopneustos, kom net hier in die hele Bybel voor. En hierdie woord bestaan uit 2 dele. Theos, wat sê God, Pneustos, wat sê asem, wind, blaas. Dit beteken letterlik, dit is deur God geblaas, of dit het uit God se asem voortgekom. Nou, dit gaan nie daaroor dat mense eers geskryf het en God het later geseën het nie. Nee, die Bybel is 'n produk van God se asem. Vanuit God se eie lewende gees. Petrus sê, mense het deur die Heilige Gees gedryf gepraat, wat van God afkom. Die Bybel is natuurlik 'n boek oor God. En ek wil sê, ek glo nie in die Bybel nie. Die Bybel is nie God nie. Die Bybel vertel my wie God is. Die Bybel vertel my hoe ek in God moet glo. Die Bybel is God se stem. Want God openbaar homself deur die natuur en deur die Bybel. En hierdie Bybel, hierdie asem van God, kom na ons toe op 4 maniere. Paulus sê, die skrif is nuttig tot onderrig, weerlegging, reghelping en opvoeding in geregtigheid. Onderrig. Die woord leer ons wie God is en wie ons is. En daarom moet ons nie die Bybel net vat as 'n boek vol reëls nie. Die Bybel is openbaring van God se karakter. Dit vertel ons hoe God getrou bly selfs as al is mense ontrou. Deur die Bybel leer ons dat ons gered is deur genade alleen. Tweede ding wat hierdie vers sê is, die Bybel is daar vir weerlegging. Dit wys ons waar ons verkeerd is. Die Bybel is soos 'n lig wat in 'n donker kamer skyn, wat vals denke en sondige gewoontes ontmasker. Ja, dit is soos 'n spieël. Dit wys wat in my hart aangaan. Dit is ook reghelping. Hierdie woord beteken, wat hier in Grieks gebruik word, is om weer regop te maak. Ja, as jou lewe skeef getrek is, maak die Bybel dit reg. Maak die woord dit reg. Dit vertel vir ons hoe om verhoudinge te herstel. Dit vertel vir ons hoe God ons verhouding met hom genadig herstel. En dan opvoeding en geregtigheid. Dit beteken voortdurende vorming. Soos 'n kind wat opgevoed word. Die skrif lei ons in 'n lewenstyl van regverdigheid. Ja, die Bybel vorm net kennis nie. Dit vorm karakter. Dit leer ons om te leef soos Christus. En die doel van die Bybel is om jou toe te rus. Ja, die Bybel is nie daar om te lees nie. Dit is nie 'n storieboek of 'n geskiedenishandboek. Natuurlik is dit wat daarin voorkom. Maar die Bybel se doel is om jou geloof te vorm.
sodat jou geloof sigbaar word in jou dade. Hoe asem ons die woord van God in? In die eerste plek, luister stadig. Die Bybel is nie die nuushooftrekker nie, moenie deur die Bybel jaag nie. Lees eerder maklik net een vers 'n dag, as om in 'n jaar deur die Bybel te hardloop. Laat die Bybel toe om jou reg te help. Ja, dis nie altyd maklik nie. Die Bybel ontbloot baie keer en herstel baie keer. Ontbloot sonde, maar herstel verhoudings. En daarom kom ons leef die Bybel uit in die derde plek. Laat die woord jou toerus vir diens. Elke goeie werk begin met God se asem in jou. En dan laastens die hele tyd. 'n Mens wat asem het, blaas dit uit. En so moet ons die woord uitasem na ander mense toe. Ja, die Bybel is God se asem wat nooit ophou nie. As Paulus hierdie brief skryf, dan is sy asem besig om kort te raak. Want hy weet, hy gaan binnekort sterf. Maar hy weet dat die asem van God in die skrif nooit ophou nie. Ja, 1000 jare later blaas daar dieselfde asem deur hierdie woorde. Die hele skrif is deur God geasem. En dit beteken, elke keer as jy die Bybel oopmaak, blaas God weer lewe in jou. Elke keer as jy lees oor die God se asem, hoor jy die asem van die Skepper. God hou asem en gee asem aan jou deur sy woord. Amen. Dankie dat u woord vir ons asem gee.